Ek wonder baie keer of ons nie te klein dink wanneer ons bid nie. Ek wonder of jy regtig glo dat as jy jou oë toemaak en met die Vader praat, dit regtig 'n verskil sal maak. Ek weet nie wat jy regtig oor dit glo nie. Ek het die week weer so bietjie 'n paar oomblikke geluister na die man met die naam van Jabes. Sy naam beteken in Hebreëus amper iets soos pynlik, swaar, seer. En Jabes het gebid dat die Here sy grondgebied sal uitbrei. Sy invloed sal meer maak. En ek het vir 'n lang ruk in hierdie week, toe ek op 'n stadium stil was, gewonder, wat is my gebed vir ons gemeente? Ek wonder waarvoor bid jy vir ons gemeente? En ek wonder of ons nie te klein dink wanneer ons hieroor bid nie. So kom ek deel met jou wat op die oomblik in my hart is, waaroor ek bid, en ek bid 3 keer 'n dag hieroor. Hierdie woorde, min of meer, plus minus, iets in die lyn. Wil jou nooi om saam met my dit te bid van nou af. Here, ek kom vra dat U ons gemeente sal seën, sodat ons 'n getuienis kan wees van hoe dit is om soos U te dink en soos U te leef. Here, ek begeer om die woord so te verkondig dat mense kan weet dit kom direk uit U hart uit. Here, ek begeer dat ons gemeente 'n plek sal wees waar mense kan kom ontdek hoe God dink, wie God is, en hoe hulle in 'n lewende verhouding met Hom kan staan. Ek kom bid, Here, dat U ons kerk se sitplekke op 'n gemiddelde Sondag sal verdubbel waar ons nou is. Ek besef dat so 'n gebed is 'n gevaarlike gebed. Want dit beteken dat jy ook 'n medewerker van God is, om dit te laat gebeur. Ons kan nie maar net handjies uitsteek en sê die Here moet dit doen nie. En daarom het ek 'n paar weke gelede vir julle een keer hierdie gesegde gegee van Craig Rochelle. If you ain't dead, you ain't done. Die Here wil elkeen van ons gebruik om sy koninkryk uit te brei. Elkeen van ons. Niemand is uitgesluit nie. Jy is nie te ver van die Here af nie, jy is nie te jonk nie, jy is nie te oud nie. Elkeen van ons medewerker in God se koninkryk. Kom ons word saam stil. As ek so opkyk na die berge en ek wonder waar my hulp vandaan sal kom, dan weet ek my hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en nooit die werk wat hy in my begin het sal laat vaar nie. Amen. Liewe gemeente, genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Amen. Ons gaan die Here loof deur saam te sing uit Liedboek 470, die eerste en die 4de vers daar, vers 4 wat sê, aan U ons jubelsange, ons prys U met ontzag. Na U is ons verlange, ons bly U heil verwag. Ons sing vers 1 en vers 4 vanmôre saam. Bye.
woord van die Here kom vanmôre na ons toe uit Genesis hoofstuk 45 en ons gaan die eerste 15 verse daar saam lees. Genesis 45, voordat ons dit lees, kom ons word 'n paar oomblikke stil voor die Here en dan vra ons hierdie belangrike dinge wat ons so nodig het vanmôre. Hemelvader, ons is nou in daardie oomblik waarvoor ek al die hele week bid. En dit is, Here, dat U self met ons sal kom praat. En dat elkeen van ons hierdie groot oomblik sal aangryp. Dat U ons gedagtes sal vasvang en dat ons sal kan hoor wat U vir ons wil sê. Omdat ons elkeen uit 'n ander agtergrond en tydsgreep en omstandighede kom, is die dinge waarmee ons worstel vanmôre ook elkeen verskillend. En tog het U deur U Gees die vermoë om tot in die hart van elke mens te praat. Here, doen U wonderwerk weer vanmôre. Gebruik een mens se reis met U as 'n voorbeeld om vir ons almal kos te gee, lewende water vry te stel. Daar is baie dinge wat ons aandag sou kon aftrek vanmôre en daarom kom vra ons, Here, dat U ons gedagtes sal vasvang. Dat ons 'n prentjie sal kry van hoe dit in die hemel lyk. En hoe U koninkryk daar is, sodat ons dit hier op aarde 'n realiteit kan maak. Breek die woord vir ons oop. En gee dat dit wat ons hoor vir ons nog lank sal bybly en ons daaroor sal nadink wanneer ons tee drink in stilte tyd hou en met iemand gesels. Laat die gedagtes opkom wanneer dit nodig is, sodat ons dit kan gebruik om U koninkryk uit te brei. Here, ek is beskikbaar tot U diens. Laat U wil geskied in ons saam wees. In die naam van Jesus is ons hier saam. Amen. Vriende, kom ons lees dan uit die woord van die Here, Genesis 45, die eerste 15 verse. Toe kon Josef dit nie meer voor al sy personeel uithou nie. Gaan uit, almal van julle, beveel hy hulle. Daar was niemand anders teenwoordig toe Josef hom aan sy broers bekendstel nie. Toe bars hy in trane uit. Hy het so hard gehuil dat die Egiptenaars dit gehoor het en ook die mense in die Farao se paleis. Ek is Josef, sê hy vir sy broers, leef pa nog? Maar sy broers was stom geslaan, want hulle het baie bang geword. Kom nader na my toe, sê hy. Hulle kom toe nader. En hy sê toe weer, ek is Josef, julle broer, wat julle destyds verkoop het en na Egipte toe gebring het. Maar moenie julle self verwyd vir wat dat julle dit gedoen het nie. Eintlik is dit God wat dit bewerk het. Hy het my vooruitgestuur sodat julle lewens gespaar kon word. 2 jaar hongersnood is verby, maar daar lê nog 5 jaar voor. In die tyd sal daar nie geploeg of geoes kan word nie. God het my voor julle uitgestuur om voorsorg te tref, dat julle en julle gesinne aan die lewe kan bly en sodat julle 'n groot nasie kan word. Ja, dit is God wat my gestuur het en nie julle nie. Hy het gesorg dat ek as Farao se raadgewer aangestel word en ook as bestuurder van sy hele huishouding en heerser oor die hele Egipte. Maak nou gou, gaan terug na my pa toe en sê vir hom, dit is wat pa se seun Josef sê, God het my heerser van die hele Egipte gemaak, kom dadelik hierheen. Pa kan in die streek van Gosen woon, sodat pa naby my kan wees, saam met pa se kinders en kleinkinders, kleinvee en grootvee en alles wat pa besit. Ek sal daar vir pa sorg
want daar is nog 5 jaar hongersnood oor, anders sal pa en almal saam met pa totaal verarm. Josef sê verder, julle kan nou self sien en ook my broer Benjamin kan sien. Dit is regtig ek, julle broer Josef, wat met julle praat. Gaan vertel my pa hoe geëerd ek in Egipte is. Vertel hom wat julle alles gesien het en bring hom so gou moontlik hiernatoe. Terwyl hy huil van vreugde, omhels hy vir Benjamin, maar ook wat ook begin huil het. Daarna het Josef elkeen van sy broers omhels en by hulle gehuil. Eers het hulle met hom begin praat. Ons lees tot sover hierdie fantastiese verhaal wat die Here vir ons behoue laat bly het. Ek wonder of jy dit al gedink het in jou lewe. Iewers. Dat dit by jou gedagtes opgekom het, of dat jy dit baie keer al hardop gesê het. Goed soos, kyk hoe lyk daai ene. Regtig? Kyk daai hare. Kan hulle dit nie beter versorg het nie? Ag nee, regtig. Kyk hoe trek hulle aan. Sies man, dis mos jy 'n mens aantrek, hè? Ek sien hoe baie van julle nou glimlag. Julle is te skaam om dit te erken, maar ek sien saal, julle sê dit al klaar. Ja, ek het dit al gedink. Ja, ek het dit al gesê. Ons doen dit op verskillende plekke. Ons doen dit by die kerk, van alle plekke. Ons doen dit in die winkels, ons doen dit oral waar ons saam kuier met mense, ons doen dit wanneer ons na die teater toe gaan. Ons doen dit wanneer ons by 'n robot verbyry en ons sien iemand met 'n bordjie wat sê, ek is honger, gee vir my, terwyl hulle 'n sigaret in die hand het en sê, God seën jou. Dan kom daar 'n klomp gedagtes by ons op. Voel jy ook dat die Here vanmôre vir jou sê, dit hoort nie so te wees nie. Daai ding was 'n eie ek ding gewees. Daai ding kom nie uit die hart van die Here uit nie. Vandag wil ons gesels oor hoe God mense sien wat anders is as jy en anders opgetree het as jy. Hoe hanteer ons sulke mense? En in hierdie Sondag is daar 'n paar tekste waaroor die Bybel vir ons sê, maar kyk hierna wanneer jy oor hierdie gedagte praat. In Matteus 15 word die verhaal vertel van die vrou wat aanhou om met Jesus te praat en te vra dat die Here vir haar sal seën, en die disippels se reaksie is om te sê, Here, stuur hierdie vrou weg, sy hoort nie hier by ons nie. Sy is nie die skaap van ons kraal nie. En dan op 'n stadium dan sê sy vir Jesus, maar die hondjies kry ook van die krummeltjies wat van die tafel afval. In Jesaja 56 is die tweede gedeelte wat in hierdie Sondag dikwels gelees is oor jare heen. Dit vertel van hoe dat God sy volk uit die ballingskap sal bring. Terwyl hulle daar in Babylon is en dit gaan baie sleg en hulle het hierdie begeerte om weer terug te kom in die land, dan kom die profeet en dan sê hy vir hulle, julle sal teruggaan na julle eie land toe en ons sal weer die tempel bou en alles sal weer goed gaan. En dan sê hy 'n belangrike ding wat ons baie keer miskyk wanneer ons na hierdie gedeelte gesels. En dan sê hy daarin, maar ek gaan ook ander mense innooi en hulle gaan ook inkom en hulle sal welkom wees om in die tempel saam met my te kom aanbid. In Romeine 11 is daar 'n teks wat vir ons iets vertel van hoe die jong gelowiges nadat Jesus opgevaar het hemel toe, daai eerste 200-300 jaar is 'n ding wat my verskriklik fascineer op die oomblik. Ek lees baie daaroor. En hoe het gelowiges op die woorde van Jesus en die herinneringe van wat Jesus als gesê het, hoe het hulle dit reageer? Hoe het hulle geleef? Hoe het hulle die ander ouens geleer hieroor? En in Romeine 11 kom die gedagte voort
dat God hom ontferm oor alle mense. En vir die mense van Romeine was dit 'n moeilike ding, want in hulle koppe was daar hierdie groot ding, waaroor ons dalk 'n bietjie later kom ons praat 'n bietjie later daaroor. Die volgende teks is die teks wat ons vanmôre gelees het oor Genesis 45. En dis die verhaal soos Josef wat sy broers omhels en ontmoet. Josef het baie redes gehad om hadraand te wees. Josef het baie redes gehad om vir mense te sê, uit my huis uit. Ek soek jou nie hier nie. Uit my veilige ruimte uit. Ek wil jou nie naby my hê nie. Los my uit. Hy word verkoop as 'n slaaf deur sy broer en hy verander van status van oogappel van sy pa tot slaaf wat later ten spyte van sy beste bedoelinge in 'n tronk eindig. En as jy niks het om te doen nie, dan begin jou kop braas. Dan begin die stories uitkom. Ek het nou gister weer die voorreg gehad om 'n boekrak af te skuur. En kyk, as jy nou so besig is om af te skuur, dan is daar's mos nou niks meer wat jy kan doen as om nou te kyk hoe hierdie skuurpapier nou hierdie hout skoon skuur nie. En hier na rukkie dan begin jou kop besig raak en dan begin jy dinge dink. Nou, ek het op die ouende 2 ure lank so gesit en dink. Gedink oor my lewe en gedink oor ons gemeente. En ek het vir 'n klomp van julle op die naam gebid terwyl ek dit gedoen het. En op 'n stadium het ek net besef, daar kom hierdie briewe wat 'n mens skryf in jou kop, né? Hierdie briewe wat jy skrywe vir mense wat jou al te nagekom het, en hoe jy hulle wil antwoord, en hoe jy hulle wil regsien, en hoe die lewe al vir jou gemaal het. En dan besef 'n mens, ons het maar almal 'n stukkie boosheid in ons. En toe kom hierdie teks weer na my toe, wat ek al 'n rukkie gelede voorberei het vir vandag. Dis asof die Here vir my wil sê, ek is al lank besig met jou oor hierdie teks. Want jy sien, wanneer hierdie beelde begin opkom, dan begin jy dink dat die dinge wat nie vir my reggeloop het in die lewe nie, is ander mense se skuld. Ek onthou nog toe ek so 'n jong dominetjie was, hoe die ouer mense destyds in die gemeentes vir my vertel, hoekom hulle nie geestelik groei nie, is omdat ek nie een keer 'n jaar huisbesoek by hom uitgekom het nie. Joch, en die skuldgevoelens het my gelaai. Totdat 'n mens later besef, as jy bietjie groter word en 'n bietjie ryper word, vriende, jou geestelike groei is jou verantwoordelikheid. Hier is ons saam as 'n geloofsgemeenskap, hier is ons besig om afgerig te word, om op die ou en op die lewensveld te gaan speel. En ja, hier's baie dinge wat ons saam deel en saam oor praat, soos wat ons vanoggend doen. Maar jou reis met God, jou gretigheid om sy stem te hoor, jou gewilligheid om te buig voor sy troon, jou gretigheid om gehoorsaam te wees in wat hy vir jou vra, is nie 'n ander ou se verantwoordelikheid, dit is joune. Jy moet dit doen. En dit vat ons hele leeftyd om dit reg te kry. Ons is meesters daarvan om ons eie optredes te regverdig, maak nie saak hoe onheilig dit is nie. Daar's altyd 'n rede vir my optrede. So ons sou die geleentheid wat Josef nou het, sou ons kon dink hoe hy dit sou gebruik het. Ons sou waarskynlik ook kon dink hoe ons dit self sou gebruik het, as ons maar net 'n bietjie eerlik was. So, sy broers het hy het nou die aas uitgegooi. Voorheen, as jy nou na die verhale gaan kyk, dan het sy broers nou die eerste keer gekom, en toe het hy later die geld weer teruggesit in die sak, en toe het hy een van die broers half gevangen gehou vir 'n rukkie, so hy het die aas uitgegooi, en hy het die hele tyd gewag vir die vis om te byt. En dan dink jy die dag, as daai vis byt, dan is dit, hoe sal ons nou sê, payback time, né? Payback time. En so kom
die geleentheid. Ons sien ook dit in die ander tekste wat op hierdie Sondag gelees word. Die Babiloniërs wat in ballingskap gevoer is, maar God se hart van liefde gaan verder as hy optree teenoor sy volk en hy sê vir hulle, daar is ook plek vir julle in my koninkryk. Julle wat my te nagekom het, daar is plek vir julle. In die teks van Romeine wat ons net nou aangehaal, in Hebreërs wat ons aangehaal het, gaan dit oor 'n kerk wat swaar kry. Daar was nie oorvloed gewees nie. Dit was arm mense. Die wat gehaat het, het alles vir die kerk gegee. En hulle het gesê, deel uit. God sal vir ons sorg. Deel het uit. Daar was nooit te min nie, sê die woord, en daar was nooit te veel nie. En die ouens het die hele tyd alles hulle gehaat het vir mekaar gegee. En dan het hierdie mense tot bekering gekom. En soos wat hulle tot bekering gekom het, was hulle uitgeskuif uit die plekke waar die hoof-ekonomiese dinge gebeur het. Waar die afgoedjies gemaak was. Nee, julle is nou nie meer deel daarvan nie. Nee, julle kan nou nie meer saam met ons koop nie. Julle kan nie meer saam met ons eet nie. Julle kan nie meer saam met ons 'n winkel hê nie. En soos hierdie mense stukkie vir stukkie uitgeskuif uit die agoras uit wat die winkelsentrums was van daai tyd. En moes hulle uittrek uit hulle huise uit en moes hulle in die shacks gaan bly het, soos ons dit nou vandag sal sien. En dis waar die Christene bymekaar gekom het. Dis waar hulle kerk gehou het. En jy sou kon dink dat mense wat op 'n stadium heel welvarend was en 'n goeie besigheid gehad het en baie vriende gehad het en nou kom hy tot bekering en nou word hy 'n stukkie vir stukkie uitgeskuif, dat hulle later sou kon dink, eendag is eendag, dan sal die Here julle bykom. Wag maar, jou tyd sal kom. Maar Paulus sê baie duidelik op baie plekke dat God het 'n plek vir hierdie verdrukkers. God ontferm hom oor alle mense. In God se hart, vriende, is die herstel van 'n verhouding 'n groot gewigpunt, 'n swaartepunt, 'n belangrike ding. Ons sien dit in Jesus se optrede, wat die deur oophou vir enige een om in te kom. Sy koms na die aarde toe is om ons met God te versoen. Op 'n stadium praat Jesus hieroor, dan sê hy, ek het nie gekom vir die gesondes, ek het gekom vir die siek mense. Ek het gekom vir die mense wat wil skree kruisig hom. Ek het gekom vir die mense wat vir my uitlag. Ek het gekom vir die mense wat nie verstaan nie. Ek het gekom vir die mense wat dit van hulle afvee. Ek het gekom vir die mense wat my nie ken nie. Ek het gekom vir die mense omdat hulle my juis so nodig het. As ons vir 'n oomblik 'n vlieg kon wees in die koninkryk van God op die oomblik, en ons sou vir 'n oomblik kon waarneem wat daar is, dan sou vanmôre se boodskap hierdie een ding uitgelig het. God kyk anders na ons vyande as wat ek en jy na hom kyk. God kyk anders na mense wat ons te nagekom het as wat ons na hulle kyk. God kyk anders na die mense wat ons al seer gemaak het. God kyk met ontsaglike deernis na hulle. God het 'n begeerte in sy hart dat hierdie mense ingetrek sal kan word in 'n lewende verhouding met hom. En reg deur die Bybel sien ons hierdie verhale wat vir ons bygebly het, en sien ons dit in die leringe van Jesus, en sien ons dit in hoe die vroeë kerk hierop reageer het. Alles op die ouende wat in hierdie boek staan, onderstreep dit waaroor ons vanmôre praat. God smag na vrede en 'n lewende verhouding met alle mense. Niemand word uitgesluit nie. Daarom maak Josef homself bekend en sê hy, dis ek Josef, kom nader.
Dis die eerste ding wat ons raak sien van as ons met God se hart en God se gesindheid gaan gesels oor mense wat ons al probeer vergeet het. Mense wat ons uit ons lewe uitskuif net om onsself so bietjie te beskerm. Is dat die woord vir ons telkens sê, kom nader. Kom nader. Ons sien dit hier met Josef, ons sien dit met Jesus se reaksie. Kom na my toe, almal wat so moeg en oorlaai is, ek sal julle rus gee. Ons sien dit met die gelowiges van die vroeë kerk, waar hulle die mense uitgenooi het. Kom nader, kom nader. Dis 'n belangrike beginpunt in ons herstelproses wanneer ons met mense besig is. Kom, gee my 'n drukkie, ek het jou gemis. Hoe gaan dit met ons pa? Mense wat volgelinge van Jesus is, word soos hy. Hoor gou, wow, stop. Al die skakel weer gou die engine aan. Hoor gou wat ek sê. Dis wat die Here vir my gesê het. Mense wat volgelinge van Jesus is, word soos hy en tree soos hy op. Doen daarom dieselfde dinge wat Jesus gedoen het. Volgelinge van Jesus kyk na die Bybel en hulle sien 'n goue draad wat reg deur die Bybel loop van hoe God reageer teenoor mense wat nie ons flavour van die maand is nie. Mense wat ons al probeer uitskuif het, omdat hulle ons seer gemaak het. Mense wat binne die karakter van God optree, tree soos Josef op. Tree soos Jesaja sê op. Deur te sê die tempel is oop vir julle wat ons verdruk het. Tree soos Jesus op, wat sê ek gekom vir hulle wat my verwerp het. Tree op soos die vroeë kerk se gelowiges, wat sê al brand jy my op 'n brandstapel, niks sal my skei van die liefde nie en jy is welkom om daarvan deel te word. Daarom tree ons op soos wat die Vader optree. Kyk ons vir 'n oombliekie hoe dit lyk daar in die koninkryk, hoe God vir ons lei en hoe hy wil hê dat ons in sy koninkryk moet optree rondom so 'n situasie. En dan sê ons, Here, ek behoort ook so te wees. Here, dit is vir my moeilik om daar uit te kom, want ek loop met hierdie ding in my geskiedenis. Maar die Here roep ons op om soos die Vader op te tree, om die voorbeeld van Jesus te volg, om te lyk soos mense van die lig. En daarom sien ons dit in die geloofshelde en ons volg hulle voorbeeld. Ek wil jou graag nooi en hiermee gaan ek afsluit vanmôre. Ek wil jou graag nooi om vandag en die res van hierdie week stil te word en hieroor na te dink. Teenoor wie het ek 'n wrevel? Teenoor wie is daar 'n krapperigheidjie hier binnekant? Wie het my te nagekom? Wie probeer ek so ver as moontlik van my afhou as wat ek kan? Wie sien nie die regte kant van Jesus in my lewe nie? Ons sukkel almal met dit. Daar is mense in almal van ons se lewens met wie ons nie regkom nie. In die bergpreek sê Jesus op 'n stadium, en ons het al daaroor 'n hele preek gedoen eendag, dat die herstel van die verhouding is vir hom belangriker as die offergawe. Hy praat daar, as Jesus by die mense, dan sê hy, as julle kom om julle offer te bring, en jy kom agter dat daar iets is wat jy teen iemand anders het, of iemand anders iets teen jou het, los jou offer. Moenie offer nie. Moenie jou dankoffer gee nie.
Gaan maak eers die verhouding reg. Die verhouding reg maak is belangriker as die geld wat jy gee. En daarom wil ek jou uitnooi om saam met my jou hart te ondersoek. Ek wil jou uitnooi om gereeld met die Here oor hierdie saak te praat. Teenoor wie moet jy jou gesindheid van hartheid verander? En hoe sal dit wees as ons harte verander en Jesus se gesindheid aanneem? As 'n mens deur hierdie teks lees van Genesis 45, dan kom jy agter dat Josef moes op verskillende maniere, met oorgawe, met emosie, moes hy vir hierdie broers van hom sê, daar is 'n God-storie bo oor ons storie. Ons dink ons storie is dit wat ons sien, maar daar is 'n God-storie wat bo oor ons storie loop, en God het 'n manier om to connect the dots. En hy het 'n manier om ver vooruit te kyk. Ver vooruit te kyk. En om die grond stadig maar seker gereed te maak. Stadig maar seker. Sodat sy wil hier op aarde kan geskied. Sodat die dinge waaroor ons gewoonlik bid, laat u koninkryk kom, hier op aarde soos wat dit ook in die hemel is. Here, laat dit wat ons daar sien van die hemel en hoe vergifnis en hoe herstel van verhoudinge lyk en hoe ons na ander mense kyk, laat dit 'n realiteit word hier waar ons voete trap op die grond. Dis 'n gevaarlike gebed, maar dis 'n genadegebed. Amen. Here God, wat lewe gee, maak my nuut, verander my hart, laat my met nuwe oë kyk, laat my u liefde sien. Trek my in u kring van genade, verander my denke, laat my met u gesindheid kyk na ander. Laat u liefde deur my skyn. En bring vernuwing eers vir my en daarna vir hulle met wie ek 'n pad stap, in die manier hoe ek hulle nader trek. En God se storie bo my storie kan raak sien. Here, ons elkeen het eers nou in hierdie boodskap die weerstand ervaar van die woord, maar ook die magnetiese trekkrag van u woord ervaar. En ons geneigtheid is, omdat ons mens is, om hierdie magnetiese krag aan die een kant daarna te hunker, maar die ander kant dit te weerstaan, en ons wil partykeer net uit die kerk uitkom en gaan tee drink, sodat ons kan vergeet van waaroor hierdie preek was, want dit is so naby aan ons lyf. En daarom wil ek nou kom vra, laat u Gees ons herinner aan hierdie woorde. Roep by ons gesigte op van mense met wie ons kan vergewe en kan regmaak. Bring vir ons, terwyl ons gewone taakies doen, in herinnering op
van hoe ons kan vernuwe in die week wat voorlê. En daarom kan ons kom bid vanmôre op grond van u woord vandag, Here, maak ons nuut. Wees ons genadig, verander ons en vernuwe ons, sodat ons meer soos u sal lyk. En seën dit wanneer ons dit aanraak. Laat die koninkryk kom, Here, hier op aarde. Laat dit hier op aarde begin lyk soos wat dit reeds in die hemel is. Aan u die eer. En in die naam van Jesus wat dit vir ons kom bewys het, kom bid ons dit vanmôre. Amen. Vriende, ons gaan afsluit met die laaste lied. Lied 458, die eerste en die derde vers. Vers 3 wat sê, aan u ons eer, o God, ons skuld het u vergewe, u skenk die lewensbrood, u skenk die nuwe lewe. Ons sing vers 1 en vers 3. Het ek verkeerde ene? Vriende, ontvang die seën van die Here, want jy gaan sy krag nodig hê as jy hierdie woord wil gaan leef. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die teenwoordigheid van sy Heilige Gees by jou wees hierdie hele week. Amen.